Ons lees van Gideon in Rigter 6 en Rigter 7 en dit is regtig die begeerte van my hart dat ons elkeen sal kom op 'n plek vandag waar ons sê, Here, ons het U nodig, maak nie saak wat jou omstandighede is vandag nie, maar dat ons regtig sal kom op 'n plek waar ons sal sê, Here, ek het U nodig. Nou, die ou wat die video neem het vir my gesê, dit is 'n preekstoel, nie 'n ijskaatsbaan nie, want ek het verlede week heen en weer geloop, dit was vol moeilik, so ek gaan probeer stil staan. So as jy sien, ek hou hierdie preekstoel vas en my hand word so wit, weet nie, dit is omdat ek graag wou geloop het en nou kan ek nie. As jy sien, dit begin so bewe, dan weet jy net, ek wou eintlik geloop het. Heen en weer, ek raak nogal opgewonde, weet jy, daar is min dinge waaroor ek vandag opgewonde is en opgewonde raak, maar een van hulle is die woord van God. Weet jy, wanneer ek die voorreg het om die woord te deel, dan raak ek opgewonde en ek dink my vrou wil net hê ek moet na die tyd ook so opgewonde wees, soos wanneer ek dit doen. Maar kom ons lees saam vanoggend uit Rigters vanaf hoofstuk 6. Ek gaan sommer daar in vers 1 begin lees. En die preektema is hoekom. Hoekom of waarom? Hoekom of waarom? Het jy al ooit die vraag gevra, waarom moes dit nou gebeur? Hoekom het dit nou gebeur? Ek het al daai vraag gevra. Ek het al gesê, Here, ek probeer om U te gehoorsaam, probeer om 'n goeie lewe te hê. Here, ek werk vir U. Hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom? Waarom? Waarom gebeur hierdie goed? En dis hoekom ek nogal 'n bietjie kan identifiseer met ou Gideon. Dit sê in vers 1, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, dis nou nie daai deel waarmee ek identifiseer, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete, 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, gate in die vestings, in die gate in die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza en hulle laat gaan geen lewensmiddele, geen skaap of geen bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom so springkane in menigte, terwyl hulle en al hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan in die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte, en julle uit die slawehuis uitgelei, en julle gered uit die hand van die Egiptenaars, en uit die hand van julle verdrukkers, en hulle voor julle uit verdrywe, en die land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie die gode van die Amoriete in wie se land julle woon vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. En dan sê dit in vers 11, toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom? Waarom het al hierdie dinge
ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waarvan ons vaders ons vertel het, deur te sê, die Here nie ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En in dieselfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bil van jou vader, naamlik die tweede bil van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af wat daar langs aan staan. Ek dink dit is hoekom. Ek dink dit is waarom. Ek dink hierdie afgodsbeeld en hierdie heilige boomstam het iets daarmee te doen gehad, dat die hand van die Here nie meer saam met sy volk was nie. En bou vir die Here, jou God 'n altaar, op die top van hierdie vesting, deur opstapeling, en neem die tweede bil en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam wat jy moet afkap. Toe het Gideon 10 man van sy dienaars geneem en gedoen soos die Here aan hom gesê het, maar omdat hy bang was vir sy familie en vir die manne van die stad om dit oornag te doen, het hy dit in die dag. Om dit oordag te doen, het hy dit in die nag gedoen. En toe die manne van die stad vroeg die môre opstaan, lê die altaar van Baal daar omgegooi en die heilige boomstam wat daar langs aan gestaan het, afgekap en die tweede bil geoffer op die altaar wat daar gebou was. Toe sê hulle, die een vir die ander, wie het hierdie ding gedoen? En terwyl hulle ondersoek en uitvra, sê hulle, Gideon, die seun van Joas, het hierdie ding gedoen. Toe sê die manne van die stad vir Joas, bring jou seun uit, hy moet sterwe, omdat hy die altaar van Baal omgegooi het en omdat die heilige boomstam wat daar langs aan gestaan het, afgekap het. Maar Joas sê vir almal wat by hom staan, wil julle vir Baal veg? Of wil julle hom help? Die wat vir hom veg, sal vanmôre nog gedood word. As hy 'n God is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. Daarom het hy hom op die dag Jerubbaal genoem en gesê, laat Baal teen hom veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. Kom ons lees nou net eers tot daar. Ek wil graag 'n paar punte uitlig. En wanneer ons vra waarom, baie keer vra ons waarom. Ek het al gehoor van mense wat heeltemal begin het om nie meer die Here te aanbid nie, en mense wat besluit het, daar is nie meer 'n Here nie, omdat hulle nie 'n antwoord kan kry op hulle vraag van waarom. Baie keer word ons waarom vir ons so belangrik, dat ons fokus op die waarom en nie fokus op God nie. Wat gaan dit help om te weet hoekom dit gebeur het? Ek het so 'n paar jaar terug, het daar iets gebeur, daar was 'n ongeluk op die plaas, en ek het per ongeluk oor my oudste seun gery met my bakkie, of so halfpad oor hom gery. En ek het vrae gehad, waarom? Prys die Here, my kind leef. Maar ek het vrae gehad, waarom het dit gebeur? Dit was 'n wroging by my. Ek weet nie of u al gevra het, waarom? Waarom gebeur daar baie keer slegte goeie mense? Ek weet nie. Maar as jou waarom so groot is, dat jy vergeet van die een wat die antwoord is, Jesus, dan het jy vanoggend 'n uitdaging. Want Jesus is die antwoord op elke vraag.
is hy die antwoord. Hier lees ons dat die kinders van die Here het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Kom ons gaan lees 'n bietjie uit Rigters. As jy daarna, daar is hy, dankie. Rigters 2, vers 1 tot 4. Julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So die kinders van Israel, die Israeliete het nie na God se stem geluister nie. God het gesê, hulle moet al die afgode en al die afgodsdiens met hulle uitroei. Hulle moet hom alleen dien. En hulle het dit nie gedoen nie. En die Here het vir hulle gesê, omdat julle dit nie gedoen het nie. Kom ons lees dit gou. Rigters 2. As jy net terugblaai vanaf Rigters 6 of na Rigters 2 toe. Sê die Here vir hulle presies waarom. Toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof en gesê het, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uitverdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode 'n stryk vir julle. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween, en hulle die plek Bochum genoem, en daar aan die Here geoffer. En toe lees ons verder dat Josua dood gegaan het. Josua het gesterf, en na Josua was daar nog so 'n paar ouens wat vir die volk vertel het, en toe het daai geslag uitgesterf. En toe die volk begin afweer, of toe die volk begin wegdwaal van die Here af. Toe het hierdie gode en hierdie afgode wat hy gesê het gaan 'n stryk word, toe het dit 'n stryk geword. So as ons nou presies weet hoekom ons is waar ons is, dan los dit nog nie ons probleem op nie. Jy kan vandag presies weet hoekom jy sit in die situasie waar jy sit, maar dit gaan nie jou probleem oplos nie. Wat lees ons verder? Ons lees dat Israel op 'n plek gekom het waar hulle uitgeroep het. My kind het nou my vanoggend so mooi gehelp en ons het nou hierdie verskriklike PowerPoint gemaak, want ek wou nou vir julle prentjies gewys het vandag. En nou maak hierdie prentjies my deurmekaar. Wil jy na die prentjies kyk nie? Julle kan prentjies kyk as julle wil. Ek wil nie na die prentjies kyk nie. Okay, alles het begin met ongehoorsaamheid. In vers 2 lees ons dat hulle het hulle eie planne gemaak. Sien, ons is baie slim. Ons maak ons eie planne. Wanneer ons onsself in 'n situasie bevind, dan maak ons eie planne. Is dit nie so nie? Waar ek wil nou daai spreekwoord gebruik het, maar ek weet nou nie of dit nou heilig is, genoeg is om dit van die preekstoel af te sê. 'n Boer maak 'n plan en toe sê hulle net maar die Engelse het 'n plan en toe sê hulle maar 'n ander ou steel die plan, maar in 'n geval. So ons is baie slim, ons is baie vindingryk en ons maak ons eie planne. Maar weet jy, planne wat ons maak, is nie 'n lewe in oorvloed nie. Hier het hierdie Israeliete het hulle planne gemaak. Hulle het vir hulle slote gemaak, hulle het vir hulle wat in die berge is, hulle het gate gemaak, hulle het bergvettings gemaak, hulle het hulle eie planne gemaak. En soveel keer in ons lewens, wanneer daar
iets gebeur, dan maak ons eie planne. Ons is aangewese op onsself. Dit wat ons kan doen, dit wat ons kan vermag. As daar nie krag is nie, dan koop ons 'n kragopwekker. As diesel opgaan, dan installeer ons sonpanele. Ons maak ons eie planne, wat goed is. Maar as dit kom by wat goed vir ons sê, dan moet ons nie aangewese wees op ons eie planne nie. Hier het hierdie manne vir 7 jaar hulle eie planne gemaak. Hulle het vir 7 jaar gesê, ons gaan dit regkry, ons gaan van ons goeders in paar skype sit, ons gaan in die gate opgrawe, ons gaan ons eie planne maak. Vir 7 jaar lank. Toe kon hulle dit nie meer hou nie, en toe roep hulle eers uit tot God. Toe roep hulle uit, en toe hulle uitroep, toe antwoord God hulle dadelik. Nou, ek weet nie hoe 'n slim plan dit is, om vir 7 jaar lank te wag, voor jy gaan uitroep tot God nie. Ek vertrou vandag, dat elkeen van ons wat hier sit, vandag die geleentheid gaan gebruik, om uit te roep tot God, en te sê, Here, help my. Here, ek het my eie planne, maar my eie planne werk nie. Help U vir my asseblief, ek roep uit tot U. My vraag is jy vanoggend, is U vanoggend desperaat genoeg om uit te roep tot die Here, of wil jy nog bietjie aangaan met jou eie planne? Ek het baie planne. Ek wil baie goeders doen. En ek volg baie keer my eie planne, maar kan ek sê, ek moet my kop nou in skaamte laat sak, ek is nou jammer, my vrou is ook hier, ek kan sy nou hoor. Maar ek het nie sulke slim planne nie. Ek het baie planne gehad en baie planne gemaak, en daai planne het my verarm. Daai planne het my geestelik verarm. Sien, wanneer ons staat maak op ons eie planne, dan werk dit nie. Ons moet uitroep tot die Here. Gaan ons vanoggend kom by 'n plek waar ons sê, Here, ek is desperaat vir U. Dis moeilik om desperaat te wees as jy 'n lewe van oorvloed het. Dis moeilik om die Here te soek as daar genoeg is van alles. Sien, hulle het op 'n plek gekom waar hulle so verarm is dat hulle nie kon voorsien vir hulle beeste of hulle donkies. Hulle het swaar gekry. Hulle het gesaai. Daai oes het opgekom, maar sodra daai oes opkom, het die vyand gekom en die vyand het die oes net gevat. En ons werk en ons doen die dinge en ons gaan aan. Maar baie van ons is arm. Want ons doen dit uit ons eie krag. Dis eintlik my derde punt. Ek hoop julle hou van die prentjies, hoor. Wanneer gaan jy uitroep? Eers na 7 jaar as jy desperaat genoeg is en verarm is, of nou? Gaan jy vandag by 'n plek kom vir desperaat wees vir sy teenwoordigheid en inspraak, waar jy besef dat jy hom en hom alleen nodig het? Sien, toe hulle uitroep tot hom, toe antwoord die Here. Die Here rig 'n man op. En nou die Here met alle respek sy hande vol om hierdie ou op te rig, want hierdie ou het nie 'n identiteit nie. Het jy daai prentjie van die muis? Is jy 'n man of is jy 'n muis? Baie keer dan, toe ek nog op skool was, daar was 'n 17 voet duikplank. 'n 10 voet en 'n 17 voet. Ek weet nie hoe hoog is dit, maar is hoog. En as jy 'n jong man is van standaard 4 en hulle sê vir jou, daar moet nou 10 ouens van daai 17 voet afduik, of julle doen almal straf PT. En daar het 9 gegaan, en jy's nommer 10. En jy kan nie duik nie. Maar jy wil nie straf PT doen nie. Dan vra hulle vir jou, is jy 'n man of is jy 'n muis? Ja, ek is toe 'n man met 'n blou maag en sonder asem vir lank. En ons het toe straf PT gedoen, want ek kon nie duik nie. Sien, hierso sê Gideon, ek is eintlik 'n muis. Dit is wat die wêreld kom doen. Dit is wat jou eie planne kom doen. Het steel jou identiteit. As jy nie weet wie jy is nie. As jy nie weet wat jou skepingsdoel is nie.
As jy nie weet wat die goddelike mandaat vir jou lewe is nie, dan is jy soos Gideon wat baie verskonings het, wat praat oor sy omstandighede, wat sê hoe hy voel. Ek is die geringste. Kan nie dit doen nie. God kom en hy bevestig sy identiteit. Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Die Here is met jou, dapper held. Toe draai die Here na hom en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Die wêreld sê, jy's 'n muis. Of die wêreld sê, jy kan kies. Jy kan 'n kat ook wees. 'n Kat, 'n muis, jy kan wees net wat jy wil. God sê, jy is 'n dapper held. Dis wat hy sê. Gaan jy kies vandag om te luister wat jou omstandighede sê, wat die wêreld vir jou sê, of gaan jy kies om oor jou lewe te spreek, dit wat God sê? God sê vandag vir een en elkeen van u, jy is 'n dapper held. Ek is met jou. Jy sal jou vyande soos een man verslaan. Ek wil nou op en afspring, want ek sien, jy is nie opgewonde oor dit nie, maar ek is. Ek is bly ek is nie 'n muis nie, sê net vir die ou langs jou, ek is bly ek is nie 'n muis nie. Dink nie, dan kon jy nie steak geëet het, dan moet jy die hele tyd net kaas eet. Ok, maar in elk geval. Weet, dit is, ek onthou nog, een keer het ek iets nodig gehad. Ek wou 'n groot kompressor gehad. En my pa het gesê, hoorie, ek gaan vir jou 'n kompressor koop. Kom, ons gaan. Ek hou daarvan as my pa so is. My ma moet hom net terughou. My pa hou daarvan om my te help. My ma ook. Maar sy is meer verantwoordelik. Ek en my pa is impulsief. En weet, kan hom nooit alleen stuur om iets te gaan koop, en koop hy die grootste en die beste. Ok, wag, ekskuus. Maar in elk geval, en ons stap daar in Makro in, en ons kyk na daai kompressor, en ek dink, ja, daai is 'n lekker kompressor. My pa sê, ok, is reg, ons vat hom. Ek sê sin, ok. Want, as ons by die kassiere kom, dan staan ek daar, ek het niks by my nie, maar my pa is saam met my. My pa gaan dit vir my doen. My pa gaan hierdie kompressor vir my koop, en ek stap daar uit, met hierdie trolley, met hierdie groot smile, ek het niks gedoen nie, my pa het dit gedoen. Is dit nie wat God vir Gideon sê hierso nie? Hy sê, ek is met jou. Of jy nou, hoe jy voel, maak jy eintlik saak, jy moet net saamkom, ek is met jou. En dis wat God vir elkeen van ons sê in ons situasie, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe jy voel nie, jy voel dalk verkeerd, maar ek sê vir jou, ek is met jou. Ek stap saam met jou. So wanneer die prys betaal moet word, is ek reg, ek is daar langs jou. Wanneer jy jou situasie moet ingaan, wanneer jy daai oorlog situasie moet ingaan, wanneer jy daai persoon in die oë moet kyk en sê ek is nie 'n muis nie. Ek is by jou. Is dit nie ek wat jou stuur om dit te doen nie? Ek is by jou. Ek het baie vrymoedigheid as my pa saam met my in 'n winkel instap. Veral as my ma nie by is nie en ons het die kredietkaart. En dit is in die natuurlike, maar in die geestelike, hoeveel te meer as jou hemelse Vader by jou is, die vee op 1000 heuwels behoort aan hom, al die krag is syne, alles behoort aan hom, en hy is saam met jou, hy stap saam met jou.
Ek gaan nou hierdie botteltjie oopdraai en 'n bietjie water drink, hoor. Want my mond's nou al droog gepreek en ek sien julle raak baie ernstig hierso. Dan nommer 5, punt nommer 5, verwyder uit jou midde, breek af en vernietig valse gode en sekuriteite. Sien, Gideon se pa het hom vertel, of het sê, ergens het hy gehoor. Ergens het hy gehoor. Want hy sê, en waar is al sy wonders? Hy sê, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, wat ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en oorgegee in die hand van die Midianiete. So ergens het hy gehoor. Ek sal nie vir my kinders sê om die verkeerde ding te doen nie. Hulle sal by my die regte ding hoor. Maar wat gaan aan in my lewe? Wat sien hulle my doen? Moenie so met jou ma praat nie. Koffie, nou. Hulle sien dit wat ek doen. Hulle hoor wat ek sê, maar hulle sien wat ek doen. Hier het Gideon se pa vir hom vertel van die Here. Hulle het hierdie goed gehoor, maar wat sien hulle hom doen? Hy het 'n altaar van Baal. Hy het 'n altaar van Baal, daar's 'n heilige boomstam. Lyk vir my sy pa was soos 'n prominente figuur. Jog, dis 'n Afrikaanse woord daai, prominent. Prominente figuur, soos ek, prominente figuur, voller figuur in die gemeenskap, 'n gesiene man in die gemeenskap. En wat daarso is die Baal. Daarso is die afgodsdiens. Daar, by sy huis. En partykeer dan staan ons so half met een voet in die wêreld en een voet in Christendom. Ek vertrou die Here, maar as dit nie werk nie, dan is hierdie my ek weet nie wat se Afrikaans vir backup plan nie, dan is dit my plan B. Plan A is die Here. Ja. Goeie Christen, plan A, die Here. Maar as dit nie werk nie, dan is hierdie my plan B. Is dit nie so, dat ons baie keer ook so 'n ding het, waantoe ons hardloop? Dis nie noodwendig 'n heilige boomstam nie, dit kan 'n heilige braaihout wees, wat jy gaan braai as jy sleg voel. Ok, nee, julle braai nie as julle sleg voel nie, dis net ander ouens. Dit kan enige iets wees, wat in die plek van God kom. Enige iets waantoe ons hardloop, enige iets waarop ons vertrou, as ons nie op die Here vertrou. En baie keer sê ons dit vir mense, ons preek dit vir mense, maar self doen ons dit nie. En dit is presies wat hier gebeur het met Gideon. Dis hoekom sy identiteit nie vas was nie. Hy het gehoor, maar hy het iets anders ter gesien. Paas van die huise, ek praat vanoggend met julle, ek praat met myself. Ons is verantwoordelik. Ons is verantwoordelik om daai goeders uit te wis. Sodat ons kinders die oorwinning kan hê. Anderster gaan ons kinders moet kom en dit uit ons huise uithaal. Wat is daar in jou huis? Ek onthou, toe ek 'n jong seun was, nou, ek loof en prys die Here vir my ouers. Hulle is nie perfek nie, maar is die beste ouers wat ek kon gekry het. Ek dink nie daar is beter ouers nie. Ek het soveel goeie herinneringe, en ek het ook herinneringe waar ons saam die Here vertrou het vir goeders om te gebeur. Ek onthou, ons was eendag hierso, ek was by die Technikon al gewees, en daar het hulle my ook ingebid en deurgebid in my lewe wat 'n loopbaan, of wat my lewe wat 'n renbaan moet wees. Hulle sê, jy jaag nie 'n 4 jaar kursus in 3 jaar af nie. So, ek dink daai kursus was net 3 jaar, ek dink ek was 5 jaar hierso. Want dis 'n loopbaan, nie 'n renbaan nie. Ja. My ouers het my deurgedra en deurgebid, maar wat ek eintlik by wil uitkom is, daar's sekere goed waarvoor ons die Here vertrou het. En op 'n dag toe bel my ma, toe sê sy, jy sal nie glo wat gebeur het nie. My pa
het 'n versameling gehad. Soos wat ouens karre en sulke goed versamel. Hy het 'n drankversameling gehad. So hy het dit nie gedrink nie, maar dit was daar. En dit het gesigte opgehad van Prins Charles en Lady Diana en was 'n verskriklike bottels, maar baie duur. Dit was half soos 'n, ek wil nou nie sê, maar dit was soos 'n tentoonstelling. En ons het lank gebid. My ma het eers na so 'n weerkerk toe begin gaan waar die mense hande klap en dans. En toe is ons later almal daarso. Nou is ons almal weird. Ons klap hande en ons dans. Lekker. Iemand is opgewonde. Asai. Okay. So, sy sê, jy sal nie glo nie, maar hierdie ding is weg. Ek kom by die huis, sien daar is nie meer een bottel in daai huis nie, die hele versameling is weg, die kaste waarin die versameling is weg, alles is weg. En, so die Here het great goeders gedoen. Die Here het great goeders gedoen. Wat is die ding wat jy toelaat in jou lewe? Jy weet nie eers dat dit 'n struikelblok is nie, maar jy laat dit toe. Wat is die ding wat mense in jou lewe sien wat hulle laat struikel? Praat te lank oor hierdie een punt. Dan het ons eers tekens nodig. Weet later, toe al hierdie goed afgebreek is en hierdie water het nou my hele preek baie nat gemaak. Dit alles swem hier so voor my. Maar ek staan nog steeds stil, ek skaats nog nie so. As hy. Staan ek nie stil nie. Kan ek maar beweeg? Nou sê jy my, ek het omtrent 'n hap uit hierdie preekstoel uitgedruk nou. Het ons eers 'n wonderteken nodig? En wanneer die Here met ons praat, ons kan almal die Here se stem hoor. Die woord sê my skape luister na my stem, hulle hoor my stem. Maar het ons eers 'n wonderteken nodig? Het ons 'n teken nodig soos Gideon? Ek dink eintlik was hy maar 'n bietjie arrogant. Want as jy die Here se stem hoor, wat wil jy nou nog meer hê is dit? Wat wil jy meer hê as 'n engel van die Here wat aan jou verskyn en vir jou sê, ek is met jou, jou dapper held. Wat het jy nog nodig? Nee, Gideon, hy het meer as dit nodig gehad. Wat het jy nodig? As ons sê, Here, gee ons geloof. As ons sê, ons is mense van geloof. As ons sê, weet, geloof is om oortuig te wees van die, om te glo dinge wat ons nie sien nie, om te oortuig te wees, kom ons lees wat geloof is, ek het nou glad nie, daai my nou heeltemal verbuister, kom ons lees net, dit is moeilik om, weet, jou notas en jou Bybel en jou mikrofoon en alles vas te hou, maar hier gaan ons, waar is die skrif oor geloof? Weet julle waar is die skrif oor geloof? Hebreërs 11. Dankie, ek het geweet, ek wou julle net toets. Waar is Hebreërs? Agter in my Bybel. Want dan moet mens net ook kan sien. Daar is Hebreërs 11. Hier gaan ek is amper daar, ek draai met my dom hand. Hy moet sommer eintlik net hier oopval, né? Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So as ons sê ons het geloof, dan moet ons luister wanneer die Here met ons praat. Ons het nie tekens nodig nie. Die ouens het Jesus ook gevra vir 'n teken, toe sê ek gaan nie vir julle 'n teken gee nie. Met Gideon se situasie is dit anders, maar het ons eers tekens nodig, of gaan ons maar net luister as die Here met ons praat? Weet, wanneer met my pa met my praat, en ek wil nie luister nie, dan is daar 'n teken. My boude begin te brand. Jy weet? My boude het baie gebrand, ek het baie tekens gehad. Weet, sulke blou tekens, sulke,
Jy weet, julle ouens het nie groot geword met lyfstraf nie, né? Hoekom is ons baie keer so arrogant dat ons sê, Here, maar ek wil eers 'n teken hê. As die Here met ons praat, ons weet dit is sy stem. Ons moet gehoorsaam wees wanneer die Here met ons praat. En dan die laaste punt nommer 7. Ek het 7 punte gehad. Ek hoop julle kon byhou met dit. God alleen moet die eer en die glorie kry vir die oorwinnings en die deurbrake in ons lewens. Gideon trek op. Die gees van die Here word vaardig oor hom. Hy blaas op die bassein. Daar's iets soos, ek dink 30,000 ouens. 32,000. 32,000. Sê, okay, almal wat bang is, almal wat soos muise voel, draai om en loop. Hulle, duisende draai om en loop, al bly 10,000 oor. Die manne is nog steeds te veel. Onthou nou, hierdie ouens teen wie hulle gaan veg, hulle kamele is ontelbaar. Dit was, doen jouself enige guns, gaan kyk as daar 'n swerm sprinkane is, dan probeer jy hulle te tel. O, dankie. Hulle sê hierdie ouens was so sprinkane, hulle was 32,000, 10,000, die Here maak hulle 300 man. Hoekom? Want God wil die eer hê. Hy wil die eer hê vir jou oorwinning. As iemand by my huis instap, of hulle stap by my werkswinkel en sê, "Jagg, dis 'n mooi kompressor," dan sê ek, "Dankie, my pa het hom vir my gekoop." Ek sê nie, "Jus, dankie man." Ja, nee, ek is 'n lekker ou, kyk my kompressor. Nee. Die een wat die deurbraak kry, die een wat die oorwinning bewerk het. Okay, ek weet, daar's baie ouens wat nie, maar kompressor is 'n groot ding. Sonder jou kompressor kan jy nie eintlik lekker sprei. God wil die eer hê. Sien, ons wil uit ons eie planne, ons eie vermoëns, wil ons baie keer 'n ding doen, want ons wil die eer hê vir wat gebeur het. Hier sê God, dit is nie hoe dit werk nie. Jy roep uit tot my, ek is by jou, ek gee jou die oorwinning, en ek kry die eer. Dit gaan oor hom, dit gaan nie oor ons nie. Ek wil maar net vandag gehoorsaam wees en dit wat ek ervaar, die Here het vir my gesê. En ek wil vertrou dat u vandag op 'n plek sal wees waar jy eerstens sal sê, Here, ek is desperaat vir u, ek roep uit tot u. Of jy dink jy is daar en of jy dink jy is nie daar nie, of jy dink jy is 'n superwenner, great. Maar ek wil elke dag kom by 'n plek waar ek sê, Here, ek wil elke dag uitroep en sê, Here, ek het u nodig. Mag ek nooit op 'n plek kom waar ek dink ek kan dit uit my eie krag uit doen nie. Mag ons nooit op 'n plek kom waar ons eie planne maak en sê, ons kan dit doen. Mag ons altyd die Here vertrou vir sy strategie, sy planne. Mag ons gaan kyk na ons lewens vandag en kyk, waar is daar in ons lewens 'n Baal? Waar is daar in ons lewens 'n valse God waartoe ons hardloop? Iets waarna toe ons hardloop in steede van om na die Here toe te hardloop. Dit kan ietsie kleins wees. Dit kan ietsie baie kleins wees. Dit kan iets baie groot ook wees, maar dit kan ietsie baie kleins wees. Enige iets wat in jou lewe is, kom ons praat gou vinnig. TV. Wie hou van TV kyk? Verries, laat sak julle hande. Dit kan 'n bal wees. Dit kan 'n bal wees. Dis net 'n eenvoudige voorbeeld. Wie van julle hou van karre? Okay, dit kan 'n bal wees. Wie van julle hou van selfone, tegnologie? Sy. Ja, steek op jou hand, Corrie.
pomp hom nog bietjie harder in die ribbes, dan sal hy hom opsteek. Sien, almal van ons, daar is iets wat met almal van ons praat, en partykeer skree daai ding so hard, dat ons na daai ding toe gaan. Wanneer ek sleg voel, dan gaan dit met my beter gaan, as ek 'n nuwe stuk tegnologie het. Wanneer dit my sleg gaan, gaan dit beter gaan, as ek dit gaan doen. Wanneer dit met my sleg gaan, gaan dit my beter gaan, as ek soontoe gaan. En hoor mooi, ek sê nie, kyk net waartoe gaan jy. Wanneer dit met jou sleg gaan, ek bedoel regtig sleg, ek bedoel nie wanneer jy 'n slegte dag het en jy wil net ontspan nie, ek bedoel, wanneer dit met jou sleg gaan, waaraan hou jy vas? Wil jy eers 'n teken hê wanneer God met jou praat, of is jy vandag by 'n plek wat sê, Here, ek het die stem gehoor en ek kies om gehoorsaam te wees in geloof. Die woord sê geloof sonder dade is dood. Wanneer ons geloof het dat God iets in ons lewens gaan doen, moet ons reageer daarop. Jy het almal al gehoor van daai biddag vir reën. Almal gaan bid vir reën, net een ou bring 'n sombreel saam. Een ou bring 'n sombreel saam, want hy glo. As hulle gebid het, gaan dit begin reën. Ons moet reageer in geloof. Wanneer die Here vir ons iets sê, moet ons dit gaan doen. Al voel dit nie asof ons dit moet doen nie. Ons moet dit doen. Ons moet reageer. En God alleen moet die eer kry. Vir alles. Vir alles. Want ons is niks sonder hom nie. God alleen moet die eer. Hy wil die eer hê. Hy is die een wat die werk doen. Dis nie ons nie. En as ons gehoorsaam is, dan doen hy die werk. As jy vandag hier sit, en jy sê, Here, ek kies om vandag desperaat te wees vir U. Soos wat jy partykeer kies om nie te luister nie, soos wat jy partykeer kies om geïrriteerd te raak, soos wat jy partykeer kies om kwaad te wees of nie kwaad te wees nie, of vriendelik te wees, soos wat jy daai keuses uitoefen. As jy vandag hier sit en sê, Here, ek kies vandag om desperaat te wees. Ek kies om desperaat te wees, om te sê, my planne lê ek net hier neer. Ek kies om desperaat te wees vir U. Dan wil ek vandag die Here vertrou om saam met jou te bid. Ek sien die leiers is bietjie min vandag, maar is baie olie. So ek wil graag, as jy so voel, wil ek vir jou kom, as jy die keuse maak, wil ek vir jou bid. En ek wil in geloof olie op jou kop sit. Ek wil jou salf vandag. Omdat ek net gehoorsaam wil wees in dit wat die Here sê. En daar is 'n salwing wat die Here vrystel om elke juk te breek. As jy vandag onder 'n juk van oppression, ek weet nie wat se Afrikaanse woord nie, maar kom ons sê onderdruktheid of depressie, of dit voel asof daar iets swaars op jou rus vandag. As jy vandag so iets ervaar, wil ek hê jy moet vorentoe kom. Ek gaan nou die geleentheid gee, dan kom jy vorentoe en sê, hoor, ek ervaar iets swaars op my. As jy vandag sê, maar ek het 'n deurbraak nodig. Ek het 'n deurbraak nodig in my huwelik, in my finansies, waar ook al, in my verhoudings met mense. As jy vandag daai deurbraak nodig het, wil ek hê jy moet kom. Ek wil graag vanoggend vir jou bid en ek vertrou dat die Here 'n werk in jou gaan doen. My begeerte is dat niemand hier sal uitstap onaangeraak nie. En dis jou keuse. Dis jou keuse of jy dit vandag wil laat verbygaan. En ek het by die Engelse diens het ek dieselfde uitnodiging gemaak en ek het gesê dis jou keuse. Moenie loop nie, jy het 'n keuse om te loop. Maar jy hoef nie. Bly hier. En ek het gedink ons het almal daar gekry en weet jy na die tyd toe stuur 'n ou vir my boodskap. Hy sê vir my ek het nie gekom nie. So wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam vandag in geloof. As die Here sê met kom. Kom ons bid saam.
Here, baie dankie dat ons net vanoggend kan kom in die naam van Jesus. Here, dankie dat ons soveel kan leer uit die lewe van Gideon, maar Vader, ek wil ook bid dat U vanoggend net vir ons sal aanraak. Here, as daar iemand is wat vanoggend nodig het om te hoor dat hulle is nie 'n muis nie, maar hulle is 'n dapper held. Here, as iemand sukkel met identiteit, as iemand nie weet dat U met hulle is, dat hulle 'n dapper held is nie, bid ek Here dat U hulle sal aanraak. Ek wil bid vir elke persoon wat gebuk gaan onder depressie, elke persoon wat gebuk gaan onder teneergedruktheid, watter gedagtes ook al, Here. Ek wil bid vir elke persoon wat so voel vandag. Ek wil bid, Here, dat U elke persoon sal aanraak. Here, ek wil bid vir verhoudings. Here, ek wil U vertrou vir deurbrake in verhoudings. Ja, Here, dankie dat U die een is wat die werk doen. Dankie dat al die eer en al die glorie aan U behoort, Here. Here, dat U saam met ons is, elke tree. Here, ek wil bid dat ons gehoorsaam sal wees. En dat ons sal weet, Here, U is by ons. Dat ons alles sal kan doen, omdat U by ons is. Omdat U reeds die prys betaal het, Jesus Christus aan die kruis vir ons. En dat ons net kan saam met U wandel, Vader God.